Baie welkom, dit is baie lekker om saam met julle te kuier in 2026. Glo, julle het 'n rustige Kersseisoen gehad, 'n feesseisoen, 'n vakansie rustig. Ek is opgewonde oor 2026. Kyk, ek het 'n verwagting dat hierdie ook 'n jaar sal wees van deurbraak en ook so van God se teenwoordigheid soos nog nooit in jou lewe. Baie welkom vir een en elkeen wat ingeskakel is in ons land, uit ons land, van waar ook al. Ja, ons het 'n verskriklike rustige tyd gehad in Keerbosstrand en daar by Plet, en toe ons van daar af al die pad verby, ja, dit het ons 'n wonderlike tyd gehad. Ons het eers Karen se dogter hulle gaan aflaai in Hermanus, en toe het ons lekker gekuier in Bloubergstrand. Sjoe, was dit nou nie lekker gewees daar nie. Kyk, Christina het so besonderse plek hier. Die golwe breek feitelik hier teen jou ruite. En dit was net lekker gewees om 'n bietjie te breek en om te vergeet van alles om jou, en ek is so opgewonde oor 2026 en glo dat jy het ook gehoor die boodskap vir ou jaar, en ek gaan so 'n bietjie daaroor ook gesels. Maar terwyl almal inskakel, ek moet sê, daar is brande in die Mosselbaai area, het ek al soveel boodskappe gekry, en my broer hulle het in Hartenbos vakansie gehou, en ons is net nou by my oom se begrafnis, en hy sê vir my, hulle het regtig waar baie lekker vakansie gehou. En vir julle wat in Hartenbos, Mosselbaai area bly, dis omtrent net verskriklik baie mense. Maar ja, dan is die ekonomie, doen dit ook goed. Nou vir jou wat vanaand vir die eerste keer ingeskakel het. Ons het op TikTok en op Facebook en op YouTube mense wat ons blad hanteer. Jy sal sien Renier en Lesaya, ons op Facebook saam met Karen, en dan het ons vir Ivan en ons het vir Elmarie op TikTok. As jy nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn tydens my aanlyn dienste op die groep, op die blad, en dan kan jy daai nommer vat vir my boodskap stuur, ek laai op ons groepe, en dit sal goed wees vir die dagstukkies en ook ons aanddienste, en self vir ons Daniel vas wat voorlê. Vanaand is ek baie opgewonde om saam met jou te kuier in die Here se teenwoordigheid. Alvorens ons verder gaan, is dit net gepas om vanaand ook sommer so in die teenwoordigheid van die Here so 'n bietjie stil te staan. En Here, ons eer U vir U guns en U goedheid. 'n Nuwe jaar wat voorlê, en 'n jaar met uitdagings, en 'n jaar wat ons oor opgewonde is vir dit wat voorlê. Ek bid vir hom en haar wat vanaand ingeskakel is, vandag ingeskakel is, vir die seën van die Here, wat ryk maak en moeitevolle arbeid, wat dan niks byvoeg nie. Here, baie dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie vir 'n nuwe seisoen. Dankie vir nuwe geleenthede. Dankie vir die oomblik wat ons net by voete kan kom sit en stilte kan word. Ek bid vir jou in hierdie oomblik vir gesondheid. Fisiese gesondheid, emosionele genesing, psigies, fisies. Here, raak hom en haar aan en genees daai dele waar daar dalk seer en pyn en alleenheid en moedeloosheid is. Ek bid ook, Here, juis in hierdie tyd, dat U by hom en haar sal stil staan. Wat bid vir 'n wonderwerk, bid vir 'n deurbraak, bid vir genesing. Here, dankie dat ons juis in hierdie oomblik vanaand so vir hom en haar kan bid,
vir 'n goddelike aanraking en deurbraak in Jesus se naam. Here, groot en heilig is U. Daar is niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Dankie vir ons aanlyn kerk. Dankie dat U ons nooit ooit alleen laat nie. En dat U met ons is in hierdie nuwe seisoen. Ons loof en ons eer U. Here, ons bid ook in daai streke waar dit droog is, waar daar dringende roei nodig is. Ek bid so vir 'n wonderwerk, dat die wind sal draai en daai vure ook sal kwyn en sal buig voor U, o Here. Here, dankie vir 'n laatreëns. Dankie vir 'n oomblik dat ons saamstem, dat hierdie die oomblik is van deurbraak en 'n reën sal val uit die hemel en U sal bonatuurlik voorsien, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Het is lekker om saam mee te kuier en ja, ons het 'n wonderlike tyd gehad, 'n lange baan by vriende en ons het ek het nuwe vriende ontmoet en dit is vir my so lekker gewees om nuwe mense te ontmoet en wat vir my so verbaasend was is oral waar ek ingestap het en of net iewers geëet het mense na my toe gestap en gesê, ons volg jou. Ons weet jy is hier in die omgewing, is lekker om jou te sien. Selfs gister in die Wimpie, daar voor Johannesburg iewerste het die man, jy weet my gegroet en ek is jammer, ek het nie eens jou naam gevra nie, maar jy weet, die hele tyd op die pad, dan is jou kop op soveel ander goed. Maar dit is lekker om vanaand saam met jou te kuier. En ek kyk uit om saam met jou, ons begin die 11de met ons vas en Sondag met ons Daniel vas en mag dit vir jou wat dit heel eerste keer is, of dit nou 'n dag is of 'n 2 dae of 'n 3 dae is, ja, mag hierdie vir jou verkwikking wees wanneer ons die geestelike terrein van 2026 ingaan, moet ons voorbereid wees in ons lewens, dat daar altyd konfrontasie sal wees, daar sal altyd tye wees wat ons uitgedaag word. Vandag by my oom se begrafnis, terwyl ek daar sit saam met my neefs en toe ek praat ook, toe sê ek, dis ons laaste oom aan my pa se kant wat ons vooruit gegaan het. En die wonderlik dat hy Jesus kon aanneem. En eintlik nog net hulle sis wat oor is. En terwyl my neefs daar sit en my niks, dink ek, hoe vinnig het die tyd verbygevlieg. Hier staan ek en my neef en dit voel soos gister toe ons Kleilat en Spruit gespeel het. Moenie uitstel. Ek wil vir jou sê, moenie uitstel in jou geloof om God te vertrou. Moenie uitstel en sê ek sal eers later. Dis nou die regte tyd. Dis die regte tyd. En of het, en jy moet my hart hoor, en ek wil jy moet mooi luister vanaand. Moenie dat, as jy siek is, hierdie vas, kry dokter se, jy weet, se opinie, maar dit gaan dwaas wees om sommer net te vas en nie te eet en dalk is jy diabetes en dan ewe skielik gaan jy in 'n koma en sê ja maar ek vas nou saam pastoor Stef en hy het gesê mens moet realisties ook wees. Nou daar is geen vooruitgang sonder weerstand nie. En ons woord vir hierdie jaar het ek met jou gedeel Psalm 127 wat sê as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aanbou. En ek weet in my hart dat die Here het met my gepraat om te sê dat hierdie gaan 'n jaar wees van orde en hierdie gaan ook 'n jaar wees waar ons gaan opstaan en in die geloof God vertrou. Nou ja, ek wil vanaand vir jou sê, moenie hierdie oomblik mis wat God vir jou instoor het nie.
Nou, ek kyk na die Daniel vas en daar is soveel verskillende vas maniere, maar ek nooi jou uit. Ek het daaroor gepraat in begin Desember en daar is soveel wat nie daai sessie bygewoon het en het gemis het en sê, ek wil dit graag bywoon. Nou wat gaan gebeur is, ek gaan so Sondagoggend se boodskap, of Sondag se Daniel vas tema, gaan ek al Saterdag aand post, sodat jy kan bidend deur Sondag kan gaan, en Sondag aand gaan ek die tema oor gesels, en dan met die tema, Maandag se tema met jou deel. Dan sal ek ook die dagstukkie plaas van Maandag, alreeds Sondag aand, sodat jy Maandag kan ingaan, met die tema en waaroor ons bid en vir wat ons vas. En dan Maandag aand, vir die volgende 21 dae, gaan ek elke dag se Daniel vas afsluit, met 'n tema, met dit wat ons oor gebid het, en oor wat ons gevas het, daai spesifieke dag, gaan ek dan ook afsluit in 'n kort, jy weet, 'n motiveringsboodskap, wat ek glo God ook met jou 'n groot pad gaan stap. Vir my is die Daniel vas al vir oor die 23 jaar 'n wonderlike ervaring rondom my geestesverhouding. Daardeur ervaar ek God se diepte, ek ervaar sy stem, ek ervaar juis ook in hierdie tyd, jy weet, die Heilige Gees meer tasbaar, nie dat hy ooit afwesig is nie, maar elke keer wat ek vas, is dit so asof ek afsny van alles om my. Ja, ek het elke dag is ons in 'n verhouding met Vader, maar die Daniel vas maak dat ek sekere goed prys gee in die tyd, en meer fokus op God. So, ek wil vanaand jou uitnooi, wat die begeerte en behoefte op jou hart is, en wat jy dra, om in die gees saam met my, saam met elke aanlyn Boeta en Sis se hande te vat, en saam met my op hierdie Daniel vas te gaan, en te bid vir 'n besonderse deurbraak, wat jy verlang van Abba Vader. Elkeen van ons het gebed, en ek moet vir u sê, selfs aan my kant, hier waar ons bly, in Kameeldrif, is ons blykbaar al 13de dag sonder krag. Die generator hardloop, en ek weet nie, hoe hou baie mense dit nie, maar dit is taai, en soveel mense, wil ek het soos in my yskas, toe ek hier by die huis kom, na die vakansie, moes maar alles weggooi. Ek lag so, toe ek net nou, in Karen se kombuis instap, en ek kombuis, haar yskas oopmaak, toe lyk het ook, soos Januarie, das niks. Het lyk maar net soos omrede, alles is maar net, het vrot geword in hierdie tyd. En ek wil vanaand vir jou sê, rondom vas, is hierdie juis 'n tyd waar jy 'n varsheid van God beleef en ervaar, soos nog nooit nie. Ja, Adrie, lekker om jou ook te sien. Voorspoed vir een en elkeen van julle wat ingeskakel is. Ek wil vanaand vir jou sê, uit die Daniel vas, beleef ek nog altyd uiterse positiewe geestelike resultate, en dit is gefundeer Bybels korrek. En vir my is vas iets om op te fokus en in 'n rigting te beweeg. Jy weet, ek wil vanaand vir jou sê, terwyl ek met jou gaan praat vanaand oor die vas, gaan die paar wenke wees, hoekom, waarom, wanneer en hoe lank. Ek weet dit, dat vas is moeilik vir die vlees. Maar indien dit korrek gedoen word, is dit een van die wonderlikste ervarings vir 'n ernstige gelowige seun en dogter. En ek wil vanaand vir jou sê, met die vas bring dit wonderlike gevolge mee. Die idee is om af te sonder met God. In die 21 dae, vir my is dit lekker om te kan vas in Januarie, om te sê, Here, ek maak hierdie vastheid, 'n tyd maak ek vas, om dit aan U te wy, en my hele jaar wat voorlê,
op te dra aan U. 2026 dra ek so op aan die Here, deur my vas. En in hierdie vas gaan ek met jou temas deel, in hierdie vas gaan ons bid oor sake, en gaan ons die Here vertrou. En ek wil vir jou sê, om dit korrek te doen, is om nie dit te sien as 'n dieet nie. Jy moet dit sien om hierdie vlees te onderdruk, om gehoorsaam te wees aan God. En hieruit gaan besonderse geestelike gevolge kom. Die idee is om af te sluit. Af te sluit, af te sonder, alleen tyd met God. Nou ja, vir my beteken dit geen TV of enige iets wat onnodig is, wat my aandag van die woord en van gebed gaan afneem nie. Nou uit vas uit is daar altyd positiewe resultate. Dink aan Ester 4, die nasies is van uitroeiing gered. Die stad van Nineve word gered van die oordeel van God te gespaar uit Jona 2 en Jona 3 uit. Die duiwelse geeste wat uitgedryf is in Matteus 17 vers 14 tot vers 21. Ga lees hierdie. Ek gaan hierdie boodskap na die tyd ook op ons groepe plaas, dat jy daar deur kan kyk. Nou vra jy vir my, Stefan, hoekom vas ons? Wel om God se wil te soek ten opsigte van sekere sake in jou lewe. Ek weet nie oor wat bid jy nie. Ek weet nie oor wat is jy bekommerd nie. Ek weet nie wat is jou gebedsversoek, wat is jou begeertes van Abba Vader nie. Maar vanaand, Rigters 20 vers 26 tot vers 28, bid ons net soos die rigters vir 'n bepaalde saak. Dit vra ook, hoekom vas ons wel vir geestelike paraatheid om versoekinge in jou en in my lewe te oorwin, Matteus 4, gaan lees dit in vers 2 en vers 3. Vas bring ook verootmoediging voor God. Sjoe, het ek nie gesien hoe hoogmoedig kan baie dierbare kinders van die Here wees. Dit is eintlik hartseer. Dit is nie 'n show nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy dink die aanlyn kerk is 'n groot sirkus of is 'n show, nee. Vir my is die aanlyn kerk 'n verootmoediging voor God om die evangelie te versprei, om mans en vrouens te bedien en te motiveer om 'n honger te kweek vir meer van God. Daarom spandeer ek 300 van die dae van die jaar aanlyn hier, om saam met jou tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Nou, ek het agtergekom dat wanneer jy vas, dan bring dit daai besorgdheid voor God vir sake. Nehemia 1 het hulle gebid ook so vir daai muur, gebid vir die beskerming. Vas manifesteer ook ons erns voor God tot die uitsluiting van almal. As ek dit sê, wil ek vir jou sê, vas het ek in my lewe ervaar, kruisig die aptyd, sodat alle beskikbare tyd in my lewe gewy kan word in gebed, in afsondering voor God. Dis ook 'n tyd wat God my amper kalibreer, om weer in pas te kan kom. Moenie die vas net sien, ag sommer net as 'n tradisie, as 'n instelling nie. Dit is 'n leefwyse. Dis nie 'n beoefening net in die begin van die jaar nie. Vir my het die vas nog altyd, ek doen dit dwars deur die jaar. Nie net Januarie nie, maar gewoonlik einde Mei, Junie weer vir 'n week of vir 10 dae. En dit is goed vir jou siel, dit is goed vir jou gees. Nou ja, wenke vir die Daniel vas, as jy wonder hoe om te begin met 'n spesifieke doel. Met 'n spesifieke doel, vra jy my, wel, hoekom vas jy?
Het jy lyding, genesing, huweliksprobleme, familieprobleme, besigheidsprobleme wat opgelos moet word? Het jy 'n finansiële krisis? Vra die Heilige Gees vir leiding in hierdie tyd wat jy bid. Bid gereeld en lees gereeld in daai tyd die Bybel. Natuurlik moet ek en jy ons geestelik voorberei. En nou as ons geestelik voorberei, vra dit om myself voor God neer te sit en my ongeregtigheid en sondes te bely. Dit vra dat ek my swakhede by God se voete kom neersit. In hierdie tyd vra dit ook dat ek en jy ook ander moet vergewe vir wat ander aan jou en my ook gedoen het. Ek wil jou uitnooi vanaand om iemand te tag of hierdie boodskap sommer net te share. Sover is ons omtrent, ek dink hier so by die 700 wat aangedui het dat hulle gaan vas op grond van op my daaglikse groepe wat ek boodskappe ontvang het. Kan ook al 1000 wees. Ek het net nie die laaste dag of wat gekyk nie. Nou, ek glo verlede jaar was ons hier by die 25.000. Ek glo ons gaan weer daar draai, want hier nader aan die naweek, dan het soveel mense, en môre aand gaan ek weer 'n bietjie daaroor gesels. En so motiveer dit, en so daag ek gesinne uit, so daag ek huwelike uit om saam op hierdie journey saam met my te gaan. Vra ook dat ek en jy op 'n plek sal kom om onsself oor te gee, te volle aan die Here Jesus. Dat ek hierdie vlees vir my sal kruisig. Nou jy sê vir my, Stef, wat se tipe vas? Pastoor, ek wil vas, maar wat 'n tipe vas? Wel, jy kan besluit op wat se tipe vas jy wil gaan. Niemand hoef jou te druk en te dreig in 'n sekere rigting nie. Jy kan op 'n volle vas gaan waar jy net vloeistof drink, of jy kan op 'n Daniel vas gaan waar jy vleis, suiker, stysel en suiwelprodukte heeltemal uitsny. Die enigste vloeistof wat gedrink moet word is natuurlik groentesappe of vrugtestappe en natuurlik water. Stef, hoe lank? Meeste mense vas maklik van 'n dag tot 3 dae. As jy voel jy kan langer, kan jy tot soveel as 21 dae vas. Ek het baie jare terug 40 dae gevas. Ek praat van toe ek baie jonger was. Maar vir my is 21 dae goeie tyd. Juist moet ek elke dag die woord bring en ook dan so dit deel. En vir my is dit 'n wonderlike geestelike tog. As ek kyk hoe Hindoes en hoe moslems afsonder vir 'n dooie God, dan wil ek jou uitnooi. Kom ons staan op as gelowiges wat 'n lewende God aanbid, om dan werklik waar, jy weet, hierdie pad te stap en in die geestelike realm saam te bid en hande te vat vir oorwinnings en deurbrake. Nou ja, wanneer jy vas, natuurlik detox ons liggame verskriklik baie en word jou stelsel verwyder van gifstowwe. En dis wonderlik. Dit kan natuurlik, in daai tyd het ek gesien baie mense wat vas kry hoofpyn en baie mensies wat in daai vastydperk is, het onttrekkingssimptome van kafeïen of van suiker. Vat tyd om te rus. Natuurlik is hierdie tyd ook van afsondering. Volg Jesus se voorbeeld en vas, want Jesus het in die vastyd, het hy gaan afsonder in die woestyn. En jy gaan in die woestyn toe gaan. Maar in jou daaglikse routine, maak tyd alleen, ook so met God. Spandeer tyd en luister na aanbiddingsmusiek. Maak die deur agter jou toe. As dit etenstyd,
moet net nie moet nie lyk soos 'n fariseer wat lyk soos, jy weet, die dood hang oor jou nie. Wees vrolik. Hierdie is 'n goeie tyd. Bid geduldig hierdie dag. En ek wil jou aanraai, as jy in die vas is, jy weet, skakel die TV uit vir hierdie tyd. Vir my, tydrowers, en jy sal weet, wat roof jou tyd, en natuurlik in hierdie tyd, jy weet, is dit ook so belangrik om te fokus met jou hart en jou siel op God. Nou ja, om die vas te verbreek, en ons sal daarby kom, moet dit stadig gebeur. En ek raai mense aan met 10 dae vas, moet jy 10 dae vat om hy vas ook te breek. So, as jy 21 dae vat jy 21 dae om dit weer te breek. Maar as jy weet dit baie gesond doen, man, wil ek vir jou sê, gaan jy so geestelik versterk voel. Jy gaan opgewonde wees oor die res van hierdie seisoen, wat God ook vir jou instoor het. Nou ja, jy sê vir my, wat se tipe kosse mag ek eet? As ek praat van graankosse, breinrys en oats, gedroogde bone, splitbone, lensie, swart oogie, ertjies, vrugte, natuurlik appels, appelkose, piesangs, bessies, vye, pomelos, kersies, druiwe, koejawels, suurlemoene, mango's, kiwits, papaya, perskes, pynappel, rosijntjies, pruimedante. Nou praat ek van groente, dan is dit altyd so lekker om vir mense te sê, hoor jy so, hierdie gaan goed wees vir jou, jy gaan sien. Jy sê vir my, hierdie lyk erg, klink erg, nee, dis iets om oor opgewonde te wees. Nou, vir my, asperges, beet, broccoli, Brusselsspruite, kool, blomkool, pepers, mielies, gemmerwortels, blaarslaas, spinasie, tomaties, spruite, patats, murgiepampoen. Jy sê, Stef, hoe sê al hierdie goed? Wel, ek gaan dit vanaand noem. Daarna gaan ek dit op die groepe plaas en dan gaan ek meer op die geestelike vanmôre aantal fokus. Maar dan het jy dit. Sade, neute en spruite, vloeistowwe, skoon 100% mineraalwater, 100% vrugtesap, en natuurlik as jy rooibos tee drink met heuning, is altyd goed. So jy word nie gestraf nie. En dit maak jou ook nie moeg nie. Nou, iemand sê nou hier, soos ek nou nie werk nie en ek kan nie kos koop nie. Jy het nie nodig om net fisies op die vaste fokus rondom kos nie. Ek het net nou ook gesê, vir my is dit 'n geestelike besluit. Dit's hier by my neem ek 'n besluit. Ek gaan vas. Nou as jy vas en jy sê ek gaan vas dat ek my etenstyd gaan wy aan die Here, dan gaan jy daai etenstyd God eer 'n man en 'n vrou wat opreg van hart is, wat getrou is. Ek wil in hierdie 21 dae poog dat jy by 'n plek sal kom om 'n honger te ontwik vir God, soos nog nooit in jou lewe. 'n Begeerte sal hê om meer tyd met God te spandeer. Wanneer die ander gaan sport beoefen, vat daai tyd vir die volgende 21 dae en gaan eerder en gaan sonder af. Ek hoop dit maak vir jou sin. Olyfolie, peper, rooi peper, minimum sout en natuurlik kruie. Nou wat ek en jy natuurlik moet vermy is so seekos, gebraaide kos, wit ryspasta, koring, brood, verfynde stysel. Suiker is taboe. Weet jy hoe ongesond is suiker? Kafeïen, suiwelprodukte, gaskoeldranke, preserveermiddels, olies en margarien. Dis goedjies wat ons so alledaags maar net in alles van ons gooi.
En ek sê, Here, ek gaan hierdie afsonder. Ek gaan tyd maak vir U. Ek wil vanaand vir jou sê, jou ware kos tydens vas is gebed en in die woord. Matteus 4 vers 4, gaan lees dit. As jy dit gaan versuim, is jy net besig met 'n Bybelse vas nie. Jy is maar net besig met nog 'n dieet. Sonder die regte motiewe, wil ek vir jou sê, vandag gaan jy nie die seën van God in jou lewe ervaar nie. 'n Bybelse vas is een van die geseënste geestelike aktiwiteite waarin 'n mens kan betrokke wees. As jy dit nog nooit gedoen het nie, doen eendag saam. Woon die aandsessie by, ontvang die dagstuk en besluit in die dag, en wat gaan jy afsonder? Wat gaan jy op die altaar sit? Om God bo jouself en bo dinge te plaas. Vir my het die Here gesê dat hierdie gaan 'n jaar wees van geloof. Hierdie gaan een besonderse jaar wees van orde. God gaan mense weer in orde bring. En dit is vir my wonderlik om te sien, selfs in 'n regering so vroeg aan die nuwe jaar, is God besig om fondasies te skud. In die geestelike riem wil ek vanaand vir jou sê, as jy en ek nie naby God gaan bly in 2026, gaan ons uitmis. Gaan ons moeg raak, gaan ons bekommerd raak, gaan ons vrees. Maar al die goed wat tans gebeur, is tekens van die tye. En na hierdie vastyd, Februarie maand, gaan ek dalk daaroor 'n bietjie gesels. Maar in hierdie vas, elke dag, gaan ons oor sekere sake saam bid, en oor vas, gaan ek die Here saam jou vertrou, daar waar jy sit, in 'n situasie, wat jy deurgaan, gaan ons sien hoe God gaan opdaag, en ook vir jou gaan deurkom. Weet jy wat vir my so mooi is? Dit is die 6de Januarie. Ek het al soveel wonderlike getuienisse ontvang, van hoe God alreeds voorsien het, aan werk en genesings en deurbrake, in hierdie eerste week van 2026. Kan jy glo, ons is môre die eerste week, 'n kruisie is verby. En daarom is dit nodig, dat ek en jy vinnig sal inspring, en ons tyd so sal uitkoop. As jy volgende naweek, in Centurion is, ek bedien by die Volle Evangelie Kerk, by pastoor, ek dink is Noordkeuse Kerk, en ek sal die besonderhede opsit. Volgende Sondagoggend bedien ek by pastoor Antoni by die Volle Evangelie Kerk se gemeente. Sondag, môre aand en donderdag kyk ons saam om die woord, en Sondag ook so in die teenwoordigheid van die Here. Ek is opgewonde om saam met jou in hierdie vas in te gaan. Hier was 'n goeie tyd van rus, hier was 'n goeie tyd van verkoking, om batterye weer te laai, en ek sien uit vir een besonderse deurbraakjaar vir jou. As jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn op TikTok en ook op Facebook, en vir jou wat hierdie blad ondersteun in gebed en selfs finansiëel, die Here seën jou ryklik baie. En ek wil ook vir jou sê dat as jy 'n boodskap stuur, sal jy ook sien daar's 'n ander nommer. Dit is 'n spreekkamernommer. Nou natuurlik, die spreekkamer is daaraan hoe kan ek sê, kostes aan verbonde. En dit is om dan te kom vir aanlyn berading, of dan ook so na ons sentrum toe. Maar ek vra nie geld om vir jou te bid nie.
Ek stuur ook nie boodskappe op Facebook en op TikTok en op Messenger, dat jy geld moet belê, en dat ek jy op enige groep wil sit nie. Ek invite mense ook nie. Pas op vir scammers. Was dit so ironies dat verlede week my foto, 'n profiel vir my 'n invite stuur. Skrikwekkend. Pastoor Stef aan Pastoor Stef. Ek het net vir my boodskap gestuur, jou joke. Hy het so, ek dink uit sy Pakistaniërse geloof uitgeskrik, hy het skoon die blad gaan delete. Is die realiteit, moenie gevang word nie, moet ook nie betrokke raak in snaakse geldskemas nie. Wees gewaarsku. Kom ons bid en ons vertrou die Here vir een groot wonderwerk oomblik in elkeen se lewens. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om so saam te kan kuier en vir mekaar te kan bid. En so bid ek, Here, dat U hom en haar sal seën, wat ook die besluit neem om in hierdie jaar weg te spring, saam met die Daniel vas. So, Here, bid ek vir hom en haar, die seën van die Here. Ek bid vir jou, God se krag. Ek bid ook so vir genesing. En dit wat jou gebedsversoek is, wil ek dankie sê, Here, dat U sal kom stilstaan en sal aanraak. Heilige Gees, Vader, Seun, Drie-enige God, daar's niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Groot en heilig is U, Here. Amen. Kyk uit om môre aand 8:00 saam met te kuier, en vir my en Karen baie lekker om saam met julle ook vanaand te kom kuier en sien uit ook so môre saam mee te kuier. Nou ja, goedheid en guns, en baie seën vir een en elkeen van julle. God bless.